Wanneer ons na die wêreld kyk vandag, ek dink sal julle met my saamstem, dan is daar baie chaos wat aangaan reg oor die wêreld. Kyk maar net die nuus, nê. Maar ons moet hierdie een ding onthou. Moet dit nie vergeet nie. Daar is 'n koning wat nog kom. Hy was reeds op die aarde, maar hy's op pad om weer terug te kom. Wanneer hy gaan terugkom, gaan hy heers op hierdie aarde en dan gaan daar vrede wees. Ware vrede gaan eers kom wanneer die vredevors heers, wanneer die heerskappy op sy skouer is. Dit is duidelik dat Satan tans 'n wêreldwye, 'n tydelike en 'n beperkte heerskappy uitoefen. God is algeheel in beheer, maar Satan het wel 'n invloed op hierdie aarde, maar sy uiteindelike invloed gaan vernietig word met Jesus se terugkeer. God het 'n plan en dit word nie deur wêreldleiers bepaal nie. Dit is die toekomstige letterlike regering van Christus. 'n Koninkryk wat nie gaan wankel of vergaan nie. Pyn sal wyk, oorlog sal stil staan en geregtigheid sal soos water deur die aarde stroom. En sy komende koninkryk roep ons nou al reeds tot getrouheid, ouens, om te sê die heerskappy sal op sy skouer wees, beteken dat ons nou al sy gesag erken. Ons is nou al reeds onderdanig aan hom en ons erken hy is die God wat almagtig is. Hy regeer reeds geestelik oor sy kerk. En deur die geloof is ons nou al reeds gehoorsaam en ons hoop op sy fisiese toekomstige heerskappy. Ons wonderlike koning is die enigste een wat werklik ons las kan dra. Die skouer wat die regering van die wêreld sal dra, is dieselfde skouer wat die kruis gedra het. Die koning wat eendag die volke sal regeer, het eers ons sondelas gedra. Hy wat met 'n kroon van heerlikheid sal kom, het eers 'n kroon van dorings gedra. Maar ouens, as hy terugkeer aarde toe, gaan hy 'n koninklike kroon dra, nie 'n doringkroon meer nie. En daarom kan ons hom vertrou. Ons kan hom vertrou, ouens, met alles, met ons lewens, met ons toekoms, met die wêreld se toekoms. Want die heerskappy rus nie op ons nie, maar dit rus op hom. Amen, loof die Here.